Here Jesus, dankie dat ons vanoggend weet, ons behoort aan U. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend weet, dat U beheer is. Dankie dat ons weet vanoggend U is ons God, Here. Here, ons kom aanbid U net vanoggend, ons kom eer U vanoggend, Here, en ons wil net in die teenwoordigheid inkom en sê, Here, wees U vanoggend hier, om ons harte te kom aanraak, ons lewens te verander, en Here, maak net vir ons die sluise van die hemel oop vanoggend, Here, om U heerlikheid te ervaar, U Heilige Gees, Here, so kragtig te ervaar in hierdie plek, Here, sodat ons sal weet dat ons God in beheer is, dat ons God leef en ons God is die koning van die konings, Jesus. Papa Vader, dankie dat ek weet dat daar geen ander God is as U vanoggend. Here Jesus, ek wil net sê, Here Jesus, dankie dat U ons hier geplaas het vir 'n tyd soos hierdie, Here, om op te staan as kinders van God, Here, om 'n verandering te bring in ons dorp, in ons land, in ons regering, Here, oor ons, Here, vir wie ons kan bid, Here, dat ons kan kom intree net vanoggend, Here Jesus. Because there is no one like You, Jesus. Here Jesus, dankie dat ek vanoggend net kan weet, my God is in beheer. My God regeer vanoggend. En maak nie saak wat U sal, die goeie en die beste wat gebeur, Jesus. So Here Jesus, ons lewe is nie ons eie nie. Ons kom en ons sit onsself vanoggend in Jesus Christus. Ons kom vanoggend, ons neem ons kruis op en ons volg U, Here Jesus. Ons maak vanoggend 'n besluit om U eerste te stel en U laaste, Here Jesus. Ons maak vanoggend 'n besluit om U te sien as die koning van die konings, Jesus. So Here Jesus, ek bid vanoggend dat U sal kom werk, dat U vanoggend elkeen se hart sal kom verander, Here Jesus. En dat elke persoon wat U uit sal stap vanoggend, sal weet Jesus was hier vir hom. Here, dankie dat ek net weet, Here, dat daar geen ander een is as U, Here Jesus. So vanoggend kom gee ons onsself oor in U hande. Ek dank U en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Baie welkom by vanoggend en wat 'n voorreg is dit om juis van Here te wees. Nou ek wil vanoggend met julle iets deel wat die Here op my hart gesit het en so ek sê, ek het omtrent geworstel in hierdie week met hierdie preek en ek het al vroeg in die week alles geskryf en alles uitgesort en nader en dink ek, miskien moet ek iets verander. Maar ek moet nie iets verander. Jy moet iets verander. Nee, ek moet nie iets verander nie. So het ek nou ander gegaan totdat ek besluit het ek gaan niks verander nie. Ek gaan dit hou soos dit is, en so ek glo wat ek vanoggend met jou gaan deel, is wat net so van God afkom, en dat hy vanoggend iets in jou wil doen. So my tema van vanoggend is, greatness comes from within. En nou ja, toe ek eers gedink, maar dis moes nou half voor op die waar wees, as jy nou sê, greatness comes from within, maar nou plaas jy jou eie beeld amper iets van jy sê, en ek het so 'n bietjie stil geraak en ek het probeer uitvind wat wil die Here nou eintlik vir my sê. En eintlik kom greatness from within, want God is in jou. So as God in jou is, dan is jy veronderstel om goed te wees. Dan is daar veronderstel om dinge te verander en dinge te laat gebeur, want God is in jou en God wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En ek gaan nou vir jou lees uit die woord uit. Want en toe besef ek, weet jy wat, ons moet onthou God is by ons. En as God by ons is, kan ons 'n bende storm loop. As God by ons is, gaan ons daarvan oorloop vir die wêreld. En wat ons sê in die woord van God sê, dit wat van die hart van ons gaan die mond van oorloop. So as jy meer jy van God en jy sê, toe meer jy van God wil gee. Reg? As jy nie net in so af en toe tyd sal, nou wil jy nie, dan ek wil nie van God praat nie. Maar as God iets vir jou gedoen het, dit is soos, kom ons sê nou jy was nou baie siek geweest, en die Here kom doen nou vir jou iets, dan is jy, en jy wil nou getuig, en jy sê vir almal, ja, God was so goed, hy het my aangeraak, ek het gesond geword, dan daai eerste paar dae wat jy dit gebeur, dan is jy wil net vir almal vertel, reg? Maar, as jy nie God die hele tyd toelaat, om deel van jou lewe te wees nie, dan kan God nie dinge verander nie. So greatness comes from within. Dit is 'n bold statement om te maak van God. So as jy vanoggend saam met my sê, greatness comes from within, dan beteken dit actually, jy weet dat Jesus Christus in jou is. En as gevolg van dit, hoef jy nie vrees te hê nie. As gevolg van dit, hoef jy nie bang te wees nie. Jy hoef nie siek te wees nie, because God is with you. Okay, so ek gaan vir lees uit 1 Johannes 4 vanoggend. Dit lees soos volg.
ek lees uit die boodskapboek, die Bybel uit, nie uit die gewone 83 vertaling wat ek gewoonlik gebruik nie. So 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 lees soos volg. Moenie almal glo wat sê God se Gees praat deur hulle nie. So dit is nou maar net so 'n bietjie negativiteit vir ons. Moenie almal glo nie, né? So jy moenie my altyd glo nie, jy moet gaan seker maak dat dit wat ek vir jou vertel die waarheid is. So dit sê, liewe vriende, moenie enige persoon glo wat beweer hy sê dit of dat onder die invloed en leiding van die Gees nie. Ondersoek en toets eers hierdie geestesuitsprake. Kyk of die oorsprong daarvan regtig by God lê. Die wêreld is vol valse profete. Nou, ons kan die Gees van God so uitken. Iemand wat nie bang is om verseker te sê dat Jesus Christus mens van vlees en bloed geword het nie, het die Gees wat van God afkom. Daarteenoor die enige iemand wat Jesus nie erken vir wie hy is nie die Gees wat van God afkom nie. Die gees van die Antichrist is met hom besig. Julle het ons gehoor dat hierdie gees aan die kom is. Wel, dit is nou hier. Dan vers 4. My kinders, julle is deel van die familie van God en behoort aan hom. Daarom staan julle heeltyd aan die wenkant teen hierdie valse profete. Die rede is eenvoudig, dit. God wat aan julle kant is baie groter en sterker as die een wat aan die kant van die wêreld staan. Hierdie valse profete behoort aan hierdie wêreld. Dit is waarom alles wat hulle sê so wêrelds is en die wêreld so graag na hulle luister. Ons is kinders van God. Wie ook 'n kind van God is, luister na ons. Wie egter nie 'n kind van God is nie, luister nie na ons nie. So kan ons weet wanneer ons met die gees van waarheid te doen het en wanneer die gees van bedrog en misleiding aan die werk is. So God wat in jou is, gaan jou dadelik lei en vir jou vertel as iemand vir jou nonsens vertel. Jy gaan dadelik agterkom, hierdie persoon is besig om vir jou 'n storie te spin, want hy dalk 'n goeie storie vertel. Of jy gaan weet dat hierdie persoon waarlik 'n kind van God is, dat hierdie persoon waarlik God in sy lewe het. So, as ek hier voor staan, dit wat ek gaan sê, gaan jou inspireer, dit gaan jou laat goed voel, maar dit gaan jou maak dat jy glo dat wat ek sê die waarheid is, want jy kan sien dat Christus in my leef. En omdat die Heilige Gees wat in jou is, jou gaan oortuig dat dit wat ek sê die waarheid is. So as ek nonsens praat, gaan jy dadelik agterkom, hierdie ou praat nonsens. Maar as die Gees van God in jou is, as God wat groter is as hy wat in die wêreld is, by jou is, sal jy weet. So dit is hoekom dit belangrik is, dat ons nie net Vader en Seun aanbid nie, maar die Heilige Gees ook, want die Heilige Gees is die een wat die hele tyd by jou is, en die Heilige Gees is die een wat jou oorreed van jy maak droog. Die Heilige Gees is die een wat jou gaan vertel van daai ou praat holy. Want jy gaan, as jy die Gees van God in jou het, gaan jy weet, God is met jou. As God by jou is, sal jy kan 'n bende storm. As God by jou is, sal jy geen vrees hê. Want God is by jou. Maar die vyand weet oor hoe om ons te manipuleer. Hy weet wat om te doen om jou moeg te maak, om jou moedeloos te maak, en jou discourage te maak, dat jy, Here is hier regtig daar. Sien nie vandag regtig raak wat ek doen. Ek moet dan die hele tyd tydens word. Ek moet die hele tyd moedeloos word. God wil ek volgens jy greatness comes from within. As jy toelaat dat God hier binne leef. Verlede week het ek gesê in Johannes 4 dat strome van lewende water uit ons binneste uit moet vloei. En as ek en jy kan kom dat die strome van binne van lewende water uit ons uitvloei, dan gaan dit ons help om ge-energized te word. Dan gaan dit ons help om nie moedeloos te raak, dit gaan ons help om nie moeg te raak. Maar ons het die Gees van God nodig. Jy kan dit nie op jou eie doen. Ons is net mens, ons is vlees. Ons gaan moeg word. Ons gaan voel baie keer too much is too much. Maar as jy God by jou het, sal God kom op 'n manier om jou op te beer. Ek wil volgens iemand, ek weet nie hoekom nie,
ek het nou die aand met die Bybel opgedeel, en ek wil, dis iets wat regtig hierdie hele week in my lewe, en dis in Jesaja 40. Dit sê in Jesaja 40 vers 29, hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vlees struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arenswerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. So miskien is dit vir iemand vanoggend in hierdie plek om te sê, weet jy wat, moenie moeg raak, as jy moeg raak, dis ook okay om moeg te raak, want God sal jou dra. God sal jou deur die moeilike tye vat. Hy sal jou op en hy sal vir jou nuwe krag. As ek vanoggend kom en ek gaan jou vra, en ek weet ek sê dit elke, wat se uitdaging staan nou voor jou? Het elkeen van julle 'n uitdaging? En ek sê vir jou, God is in daai uitdaging. En God is saam met jou in daai uitdaging, want God is binne in jou, so as hy weet wat jy uitdaging, hy weet wat hy ervaar het. Ek dink dit was verlede week of vroeër in die week, ek kan nie onthou nie, sê vir my vrou, ek het hierdie emosie binne my, maar ek weet nie hoe om vir iemand te verduidelik nie, want ek is nie moeg nie, maar ek is moeg, en ek is nie kwaad nie, maar ek is kwaad, maar ek weet eintlik wat ek ervaar nie, ek het net so emosies. En dit besef ek, maar God verstaan my, so ek kan dit na God te bring en sê, Here, ek verstaan nie dit wat hier binne borrel nie, maar U weet. So help my met dit. Ek het nie woorde om te verduidelik wat ek ervaar nie. En dis hoe goed God jou ken. Ek het verlede week vertel, God ken jou goed. God ken jou so goed, dat hy verstaan, dat as daar iets is in jou wat jy nie verstaan. Jy kan net sê, jy verstaan my, want jy het my gemaak. Jy weet hoekom ek so voel vandag. So as jy dit kan doen, as jy kan toelaat dat God regtig hier binne in jou is, en dit is eenvoudig. Jy nooi God in jou lewe. Nou ek glo die meeste van julle wat hier sit, het nou al Jesus aanvaar as jou verlossing en saam gemaak het. So, jy eerste stap gedoen. Great stap. Stap 2 is nou glo. Glo dat hy dit gaan doen. Glo dat God die verandering kan bewerkstellig. Glo dat God groter is as die vyand wat in die wêreld is. Maar ons probeer dit te vind. Die vyand is groter as wat God is. Dis ongedoen. Maar as gevolg van die feit dat jy soms moeg raak, as gevolg van die feit dat jy soms afgemat voel, dan ook by die vyand gee, hy kom gee dit. Hy maak jou moedeloos voel. Hy laat jou soms partykeer net voel, hoekom is ek hier? Wat beteken ek vir die wêreld? Wat beteken ek vir my familie? Wat beteken ek vir enigiemand in die lewe? En is juist van die vyand wil kom steel. Die vyand het net een plan, en dis om jou moedeloos en moeg te hê. Want hy wil hê jy moet opgee. As jy opgee, wie wen? Hy. As jy gaan op en vashou aan God, wie wen? Hy. En wat gaan met jou gebeur? Jy gaan brand, sorry. En hy soek 'n paar trawante wat saam met hom kan gaan, want hy wil nie alleen gaan brand. So dit is juist, wanneer ek wil jou eintlik, weet jy wat, en dis wat ons almal nie besef nie, en ek is self skuldig aan, so moenie dink dit is net jy vanoggend nie. As die vyand kom, en hy wil jou so hard takel, is dit juist, omdat God iets so groots en wonderliks in jou lewe wil doen, dat hy nie bang is om wat gaan gebeur, want hy weet, as jy gaan begin getuig, of as jy iets gaan sê, of jou mond gaan oopmaak, gaan die wêreld sit en beef oor in die heerlikheid van God se teenwoordigheid. So moenie bang wees nie. Moenie dat die vyand vir jou kom lieg nie. God is met jou. Elke tree wat jy gee. God sal jou nie los nie. Jy los hom. Terwyl jy teen hom draai, vir hom kwaad word. En ek weet ons almal raak met hy kwaad. Maar is dit dalk nie? Nee.
So hou vas in God vanoggend. Bly staande. Ek staan hier voor en ek vertrou vir God vir 'n wonderwerk wat moet gebeur binne die volgende 24 uur. Minder as 24 uur. En anders kan ek nie hartseer wees. Maar ek glo met alles wat hy is, dat dit 'n wonderwerk gaan wees. Dan kan ons hier dien. Ons op reis. Net so kan jy sit miskien volgende en sê, ek voel al die hele week mis. Ek weet nie hoekom nie. Al of jy sê, is my regte plek, het God wil ook om aan raak vanoggend. Miskien voel jy net vanoggend, hoekom gaan ek aan? Niemand sien my raak nie. God sien. En jy sê dit. En hy wil jou vanoggend oplief en nie afbring. Hy wil jou die kop maak en nie die ster. En jy moet glo. Because hy so sien. Amen. Ja, kom ons gaan nou. Markus 10, vers 43 tot 45, sê die volgende. En as jy nou die challenge doen, sê jy agterkom, ek het die versie daar uitgehaal. Jy sê nou terug, pastoor, het dit in die boek gehad, hy het dit in my challenge. Ja, sê jy nie, ja. Markus 10, vers 43 tot 45 sê, onder julle as Christene mag dit egter nie gebeur nie. As iemand onder julle belangrik wil wees, moet hy die onbelangrikste posisie onder julle inneem. Hy moet bereid wees om alles te doen wat die ander van hom vra en moet die hele tyd reg wees om die ander te dien, of dit nou hom nou pas of nie. Dis nog wel 'n moeilijke, hè? Selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom sodat almal my moet bedien nie. Ek het gekom om ander te dien. Daarom het ek my lewe gegee sodat baie mense daardeur weer God se eiendom kan word. So Jesus het gekom, uit nederigheid het hy aarde toe gekom om 'n verskil te maak. Hy het nie gekom om gedeeltyd gedien te word nie, hy het gekom om ons te dien. Hy het gekom om die mense rondom hom aan te raak. Hy het gegaan om siekes gesond te maak. Hy het gegaan om mense se die bose geeste uit te ry. Hy het wat ook al gedoen. Hy het weer vir mense hoop gegee wanneer hulle nou vertel ek vir jou is jou werk ophoor. Jy en ek is onderstel om die hoop in hierdie donker wêreld te wees. Nie omdat ons oulik is nie, maar omdat God in ons is, wil ons dit streef ons daarna om mense by God uit te kry. En jy ek het so 5 mense hierdie week gelei na die Here toe. O, ek is so trots op myself. Dit gaan nie daaroor nie. Dankie Here, ek het die geleentheid gehad om mense te bedien hierdie week. Kosie het gesond geword, want ek het vir Kosie gebid. Maar dat jy die krag van die Heilige Gees wat aangeraak is. Nie moet ek oulik is nie, omdat God die werk doen. Ek moet nie die instrument wees. Ek moet myself een kant te skryf. En sê, God het hierdie week my gehelp om iemand voor te bid. God het my die courage gegee, die vrymoedigheid gegee. Nie ek nie. Maar ek wil op so groot, ek kan by die Here kom nie. Nederigheid. So, dis harde woorde. Ek wil hier ons moet besef hoe belangrik dit is om nederig te wees. Ek dink ek het hier al vertel van hierdie. Ek het vir my vrou vertel, die dag as sy sien ek is nie meer nederig nie, dan mag sy my met 'n pan oor die kop slaan. Want as ek iewers my nederigheid en my menswees verloor as gevolg van, ek dink dit is my goedheid, dan moet ek weet, ek moet nie meer doen wat ek nou doen. Dis omdat God my gebruik. Ek is nie die instrument. Maar weet jy wat, ek en Pastor Wyf, ons kom en ons doen dit in nederigheid, in humbleness, because we can't do it out of ourselves. Reg, Pastor Wyf? Ons is net hier so.
om jou te bedien. Ons is hier om jou lewe te help verander. Ons is hier om saam met jou te bid. Ons is hier om saam met jou te glo. Want God is in beheer. God het ons op die aarde geplaas vir 'n doel. Elkeen van ons. Ja, jy ook. Martin, vir jou het God hier geplaas. Dan die treine, jy weet, het jou hier geplaas. Dan die Martin, so kan dit aangaan. Dan die Leon, Edwan, Kayla, Okkie, André. God het jou hier geplaas vir 'n doel. Ek wou nie dit nou gebeur het, ek is jammer. Maar jy is hier, nie vir jouself nie, maar vir die mense om jou. Het jy gehoor wat ek sê? Jy is nie hier vir jouself nie, jy is hier vir die mense om jou. Ons kan luister gaan. Jy het gesnap wat ek gesê het. Dit is so belangrik dat ek en jy besef dat dit nie oor onsself moet gaan. En ons het daai eie ek gedeelte, ongelukkig, wat wil deurkom, en hy wil kyk hoe die reisies wen. En dis wanneer jy hom op sy plek moet sit. Here, wat wil u wil is? Wat is u wil? Wat wil u hê moet ek doen? En as ons dit kan besef, hoe belangrik dit is om te doen wat God se wil is, en nie Petrus se wil nie, en nie Okkie se wil nie, en nie Tannie Sarie se wil nie, en nog minder Pastor Dave se wil. Dat sal ons besef, dat ons hier is vir God. So ek wil by jou 'n paar goed los. What is the meaning of greatness? So ek het nou 'n paar goeders, en nou gaan ek jou pak slaan, en ek kry pak slaan, ons almal kry pak slaan, maar weet jy wat, dis nodig. Om te besef, jy is 'n lewende offer vir God. En ek gaan vir die skrif uithaal. Romeine 12 vers 1 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. So, ek en jy moet 'n lewende offer wees, want jy is lewendig, jy haal asem, so jy is lewendig, okay? So jy moet jouself op die spel plaas vir God, en saam met dit beteken dit, ek moet heilig lewe vir God. Ons moet so lewe, dat ander kan sien, God is in my. Ons moet so lewe, dat die wêreld wat om ons is, weet dat God by ons is. Nee, dis nie jy nie, dis God. God verander situasies. God gee jou wysheid. God is die God wat onmoontlik kan doen. So ek wil jy moet so 'n bietjie gaan dink, terwyl ek nou hier so besig is. Neem nou nie luister na wat ek sê en so fokus op wat ek nou vir jou sê nie, maar luister na wat ek sê, sodat jy kan hoor wat ek vir jou wil sê. Kyk, verstaan jy wat ek wil sê? Okay. Luister, maar dink ook, gelyktydig nou. Waarvoor vertrou jy God vanoggend? Wat het God nodig om te kon doen? Moet hy jou kom aanraak? Moet hy vir jou deurbewaak? Moet hy vir jou 'n nuwe werk gee? Wat moet hy doen? God is hier. Hy wil dit kom doen. Hy wil dit net vat. Okay, so. Ek sê jy moet dink, jy moet luister. So jy en ek is 'n lewende offer vir Jesus. En dan moet die offer wat ek en jy vir God bring, wat lewendig is, wat nou jy is, 'n goeie geur afgee. So mense moet in jou teenwoordigheid wil wees. Nou, wie se teenwoordigheid wil mense wees? Mense met 'n goeie geur, né? As jy nou in 'n huis instap en daar's 'n vrot stank reuk, wil jy in daai plek wees? Nee. En ons kan nie enige plek vat, jy hoef nou nie net na jou huis nie, want nou sê, dink jy, ek dink jou huis nie, ek sê nie so. Ek probeer vir jou vertel, dat dit wat jy as mens moet
uitstraal moet lewendig wees. Dit moet die strome van lewende water uitstraal. Want God is in jou. Nou laaste wat ek die woord van God mooi verstaan het, is God nie 'n God wat stink. As jy verstaan wat ek sê. Hy gee 'n goeie geur. Hy is opbouend, nie afbreekend. Hy lig jou op en hy vat jou nie onder toe. Hy maak jou baie vir jou gelyk. So dit kom ek terug daar by diensbaarheid. Hoe diensbaar is jy vir Jesus Christus? Okay. Punt nommer 1. Ek moet 'n lewende offer wees. Punt nommer 2. En hierdie ene, ons wil nie dit hoor nie. To surrender to God, om oor te gee aan God volkome. Ons hou nie van om oor te gee aan God nie. Ons het te veel die eie ek. God moet net so 'n bietjie wag. Ek gaan net vir my eie plan maak. Plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, tot die hele alfabet en nog AA. As jy rekenaar het, kan jy AA, B, B, C, C, ek weet nie tot wat gaan nie. Gaan kyk op Excel. Dis die planne ek in maak en pas om God te vertrou. Nou, ek en jy moet gehoorsaam wees. Vers 7 van Jakobus 4 vers 7 tot 8. Die heel eerste versie was soos in wees gehoorsaam aan God en net aan hom. Nee, ons moet ons gehoorsaam wees aan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Die alfabet. Daar's ons altyd 'n ander plan. Daar's ons altyd iets anders. Nee, God is die plan. So, wees gehoorsaam aan God en net aan hom. Verklaar die duiwel vyand nommer 1 in jou lewe. O nee, duiweltjie, kom ek en jy gaan hand om die blaas en ons gaan deur die lewe. As dit nie goed gaan nie, dan gaan ek maar saam met jou op bietjie van. Nee, hy moet bietjie een kant toe gaan. Dit moet God en God alleen wees. Onthou, God is 'n jaloerse God. Julle hoor, julle weet dit, hè? God is 'n jaloerse God. So hy wil alleen nommer 1 wees. Maar moenie ander nommer 1 wees. Hy moet nommer 1 wees. Wie gaan ek hulp kry? By God. Waar is my antwoord? God. Wie gaan my help? God. Nie die ander A, B, C's nie. Kyk, so kom ons gaan aan. Hy sê, verklaar die duiwel 'n vyand nommer 1 in jou lewe en gee hom nie 'n enkele kans nie. Hy sal dan van jou afpad gee omdat hy niks kan regkry. So die vyand kan net toegelaat of gaan net soveel reg as wat jy hom gaan toelaat om reg. Het jy dit gehoor? Die vyand gaan net toegelaat word in jou lewe soveel wat jy hom toelaat. So as jy vir hom sê jy is welkom hier nie, dan gaan hy nie welkom voel. Jy moet God se hand al hoe stywer vashou. Dan sal hy julle hand ook al hoe stywer vashou. As jy die verkeerde dinge doen, hou op daarmee. Hou op aan die een kant God te wil dien en aan die ander kant nog met julle sondes aan te gaan. Gee net vir God plek in jou lewe. Wees hartseer oor alles wat jy verkeerd gedoen het. Moenie dink jy verkeerde lewe is sonder niks. Ek en jy moet waar begin op 'n plek om wanneer ons begin besef, ek het verkeerd gedoen en as gevolg van dit wat ek verkeerd gedoen, moet ek eintlik by Jesus uitkom en sê Here vergewe my. Jesus moet nommer 1 wees. Nie die ander goed nie. Jesus moet nommer 1 wees. Nie jou werk nie. Nie jou kinders nie. Net God eerste. Dan sal dit met jou goed gaan. As jy jou prioriteite kan regkry. Okay, so die twee eerste ene sê vir my, ek moet 'n lewende offer wees. Die tweede een sê vir my, ek moet myself surrender aan God. En die derde een sê, ek moet die vrug van die Gees in die wêreld demonstreer. Net van jy nie weet wat is die vrug van die Gees nie, hier is dit. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede,
vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. En dit is mooi goed, né? Ek hou van die vrug van die Gees. Here, maar ek val in die vrug van die Gees baie dae. Ons moet die vrug van die Gees leef. Ons moet oorgee. Ons moet die vrug van die Gees leef. En dan sal die dinge kom. Ek gaan nie te veel oor die vrug van die Gees sê nie. Want jy weet, dat die vierde ding is, om doelgerig te wees, of purpose-driven. Dit, hoor jy die mooi woorde, it is about fulfilling God's specific plan for your life, which brings you soul satisfaction rather than temporary fame. So dit gaan nie oor fame en fortune nie, dit gaan oor dat jy satisfaksie kry uit dit wat God vir jou gee. Ons lees dit in Spreuke 16 vers 1 tot 3, dit sê, 'n mens maak baie planne, hoor julle gou hierso, 'n mens maak baie planne, maar die Here besluit of dit suksesvol sal wees of nie. So jy kan maar baie planne maak. Spreuke 16 vers 1 tot 3. Alleen, vers 2 sê, alles wat 'n mens doen, lyk vir hom reg, maar die Here weet waarom ons dit aanpak. So God weet met wat gesindheid jy iets aanpak. So hy gaan weet of jy nou op die regte pad, doen jy dit vir die regte redes of net om dit, okay? En dan ken die Here in alles wat jy doen, dan sal jou help om dit uit te voer. Ken die Here in alles wat jy doen, en hy sal jou help om dit uit te voer. Ek het nou gedink dat ek vir sê dinge, ek vir sê met aan iets dinge, wat jou pla, wat jy wil uitsoek. Jy het gedink, ek gaan nou by dit kom. En dan die laaste ding van dit, van hierdie greatness, wat ek met jou wil share vanoggend is, jy het nie op jou eie meriete of ambisie verkry nie, maar dit is eerder 'n geskenk van God af. Efesiërs 2 vers 8 sê die volgende, vra julle waarom julle nou juis gered is. Wel, dit is omdat God so goed is en julle Jesus so vertrou. Dis nie iets wat aan onsself, wat ons uit onsself reg gekry het of kon doen nie. God het dit ons vir ons verniet gegee. Dis nie iets waaroor enigeen van julle kan loop en spog nie, want dis nie asof julle self daarvoor gewerk of dit verdien het nie. Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus sin is. God het vir ons uit sy genade gegee. Hy het daai greatness, daai lewe van hom het hy in jou kom sit. Nie omdat jy dit verdien het, maar uit sy onverdiende genade wat jy gekry het, omdat hy vir jou lief is, omdat jy sy kind is jy hier vandag. So staan jy vanoggend op God se woord en op die greatness wat in jou is, as gevolg van God wat in jou is, of staan jy dit omdat jy dink jy is so oulik? Moral of the story. Ons almal wat hier sit, het talente. Ons almal het gawes gekry. En ons moet daai talente en gawes in God se koninkryk deponeer. So as jy kan mooi teken, dan moet jy kan daai tekeninge wat jy maak gebruik om God te verheerlik. As jy kan lekker kos maak, dan moet jy dit gebruik tot eer van God. As jy kan lekker koekies bak, moet jy dit gebruik tot eer van God. As jy wysheid het, moet jy dit gebruik tot eer van God. So elke ding wat jy vanoggend besit, of jou talente wat ek vir jou wil sê is, dit kom van God af. So gebruik dit vir sy koninkryk. Dit gaan eerstens vir sy koninkryk, en dan vir jou. En as ons dit kan doen, as ons God se
Sy talente wat hy vir ons gegee het gebruik, tot eer van en verheerliking van sy naam en van sy koninkryk. Dink net wat sy verskil kan maak. So ek wil jou vanoggend los met hierdie woorde. Greater is he that is in you than he that is in the world. God is alles. God is nommer 1 en moet nommer 1 in jou lewe wees. When you can put him first, the rest will fall into place. Dit is ons challenge. Dit is om elke dag van ons lewens so te operate, dat ek en jy doen, God verheerlik. God se naam uitbeeld. So waar jy ook al is, by die huis, by die werk, by die kerk, enige plek waar jy is, moet jy doen tot sy eer en sy verheerliking. Wat 'n verskil wil jy gaan maak? Wat wil jy doen vir hom? Wat kan jy doen vanoggend vir hom? Jy moet jouself daai vraag afvra, Here, wat wil U vandag hê moet ek vir U doen? Wat is U plan met my lewe? Hoe kan ek dit wat ek het gebruik tot U eer? En dis baie wat in volgende week gaan gebeur. Dit wat jy het, is miskien iets wat iemand anders nodig het. Dit wat God vir jou gegee het, is dalk iets wat jy met iemand anders moet share. So ek gaan my vrou vra om 'n liedjie aan te sit. En Jacques het met 'n voorstel gekom en nou toe ons daar in die bidkamer was en ek het die hele tyd probeer dink, hoe gaan ek dit vanoggend kom inkorporeer in my boodskap? En ek dink actually dit pas baie mooi in my boodskap in. So vanoggend ek gaan vir January vra as sy sal omgee om te help my en Edwin sal jy ook help. Daar agter is papiertjies en penne. So die een kan papiertjies uitdoen en die een kan 'n pen uitdoen. En dan wil ek hier vanoggend gaan en jy moet vanoggend sê, Here, hierdie is waar ek U voor vertrou. Hierdie is waar ek dink 'n verskil kan maak. But I know it's only you that can do it. So, ek wil vanoggend vir jou vra, as jy vanoggend wil genesing hê, God is hier om jou goed te genees. As jy vanoggend 'n deurbraak wil hê, God is hier om vir jou te gee. As jy net vanoggend vir die Here wil dankie sê, dan sê jy net vir hom dankie. Maar kom en kom gee dit vir God vanoggend. Want weet jy wat? Sometimes when we put it into words that make sense, is when it makes a difference. Net dan kan dinge gebeur. Miskien wil jy vandag hê wat die Here moet vir jou nuwe werk gee, die Here moet jou gesond maak, die Here moet jou kinders se harte verander, die Here moet iets doen. Dan kom jy en jy gee dit volgende. En as daar nie genoeg papier is nie, dan sê jy vir my, ek sal vir jou nog gee. Short uit. Maar weet jy wat, miskien, en ek het hierdie spesifieke song, en eintlik dis waar my inspirasie gekom het toe om die deel te maak van vanoggend, is toe hulle die lied gesing het. Because die lied het vir my so mooi saamgevat, wat is alles? If you need a miracle, God is the miracle. En dis wat ek vanoggend by jou wil los. God kan 'n wonderwerk doen.
jy kan dit net volkom. So ek gaan vra dat hulle vir die song sal speel, en dan raak jy stil, en soos ek sê, as jy niks het nie, dan kom sê net dankie. En kom gee dit vir God. Amen.